Welkom by ons laaste aand saam aanlyn. Môre aand kuier ons saam in die gemeente met nagmaal en dis juis 'n inleiding tot môre aand se donker donderdag. En ek wil jou juis uitnooi om hierdie week saam met ons te wandel en juis donderdag aand saam met ons kom nagmaal te geniet. 7:00 net hier in die gemeente in die kerk. Nou die vraag is, het jy al ooit iets swaar gedra en toe kon jy dit neersit? En daai verligting wat ons het, is nie net, dit is 'n groot verligting wanneer jy iets swaar dra en jy besef dit is klaar. Jy het dit nou klaar gemaak. En baie keer in hierdie lydenstyd met die vasery is dit juist dit. Om te vas is om iets van jouself te gee en wanneer dit klaar is in Paasnaweek, het jy hierdie wete en verstaan dat jy dit volbring het, dat dit voltooi is. Nou staan ons in Jesus se woorde met die woord verby, tetelestai. Dit is volbring in Johannes 19 vers 30. En dit is die woord wat gebruik is wanneer skuld betaal word, dit is ook die woord wat gebruik is wanneer 'n taak voltooi is. En dis ook die woord wat gebruik word wanneer iets nie meer, wanneer jy nie iets meer kan doen aan die taak nie, wanneer dit klaar is. En ons sien juis op hierdie oomblik, wanneer Jesus dan sê dit is volbring, dan skeer die tempel se voorhangsel van bo na onder. En ons sien dan juis dat die allerheiligste plek oop is vir almal. Nou jy weet nie dalk waar ek sit nie, of dalk weet jy, maar hier sit ek op die kansel. En ek vind dit vandag nog dat mense vir my vra, mag ek maar op die kansel kom? En soos wat julle ook weet, dis iets wat my dogter baie gereeld doen. Vir Katrein is hierdie kansel nie 'n allerheiligste plek nie. Vir Katrein is hierdie kansel die plek waar haar pa is. Vir Katrein, ek dink baie keer sien sy my en sy hardloop op na my toe op die kansel, totdat ek haar optel en sy sien hierdie magdomvol mense sit, en dan dink ek wonder partykeer, dalk nie, ek hoop nie so nie, sy spyt dat sy by my is, want al die mense kyk vir haar. Ek glo nie so nie, verseker nie op daai ouderdom nie. Ek kom sit juis hier, omdat dit juis die woord tetelestai vir ons verteenwoordig. Vir jare lank was die kansel 'n heilige plek. 'n plek waar net die dominee kan wees. En ek verstaan dit, en ek het ook baie respek daarvoor, en ek's lief daarvoor. En ek doen dit tot vandag toe, is dit my hartsbegeerte is, om die woord van die Here te lees, van die kansel af. Ons gemeente is bietjie onprakties om onder te staan en preek, veral as hy bietjie vol is, want dan sien die mense my nie altyd nie. Maar dis altyd vir my, in enige kerk waar ek is, belangrik om die woord van die Here te lees, van die kansel af. Hoekom het kerke kansels, is die een vraag. Die antwoord is heel eenvoudig, vir akoestiek. Dit is eintlik hoekom enige kerk 'n kansel gehad het, omdat hulle nie klanksisteme gehad het nie. En jy kan sien ook hoe ons kansel gebou is die akoestiek is, juis hierdie kappie oor die kansel is, om die klank te dra van die prediker, sodat almal dit kan hoor. Dit is verby. Dit 'n lus daai. Almal
moet dit hoor. Een offer vir altyd, dis volmaak. En dis belangrik om dan te verkondig vanuit die kansel uit, dat Jesus nie 'n slagoffer is nie. Dat Jesus nie soos 'n slagoffer gesterf het nie. En die hele idee van die lam wat geslag is, sien ons hierdie beeld van 'n armsalige ou lam. Nee. Hy het gesterf soos iemand wat die taak voltooi het, wat die Vader vir hom gegee het. En hy spreek dit ook uit in Lukas 23, wanneer hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die laaste oomblik bely hy en getuig hy dat God in beheer is, dat God al hierdie toue vasvat. En die skuld is betaal. Die vonnis is gevel. Oor hom en nie oor my en jou nie. En die skeiding wat die allerheiligste met die mensdom geskei het, is geskeur, sodat ons nie meer in vrees hoef te lewe of in 'n heiligdom hoef te lewe waar net die dominee moet kom en waar net die heiliges van die heiliges kan kom nie. Sodat ons nie meer in vrees hoef te lewe nie, maar uit dankbaarheid, uit vryheid uit. En hierdie kansel moet juis hierdie teken wees. Dat dit wat hier verkondig word, heilig is, dat ons die woord van die Here oopmaak en dit verkondig heilig. Dit is juis die boodskap wat ons moet bring. John Wesley is een van die groot methodiste vaders en hy skryf die volgende en hy sê, doen alles wat jy kan, deur die middele wat jy kan, op elke manier wat jy kan, op alle plekke wat jy kan, te alle tye wat jy kan, vir alle mense wat jy kan, vir solangs wat jy kan. En dis hoekom ons Sondag hier by mekaar kom, die uur wat alles verander, sodat ons, soos gister se verhaal, die kerk kan verlaat en dit kan vertel vir almal. En mense kan uitnooi om saam te kom en te kom luister na dit wat verkondig word uit die woord van die Here, sodat ons weer kan uitgaan en dit weer kan doen. En dit is 'n belangrike opdrag om te verstaan dat verlossing nie verdien word nie, maar dat verlossing deur ons geleef moet word. Omdat ons dit reeds ontvang het en almal moet dit hoor, selfs die mense daar deur agter. Dit moet geprojekteer word. Nou die week se reis was versoek, Jesus wat sê ek is dors. Jesus wat verseker, die misdadiger verseker en sê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Jesus wat sê, Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat, sodat ek en jy nooit verlate hoef te voel en te wees in hierdie plek nie. En vandag se woord is verby. Tetelestai. Die skuld is klaar betaal, die werk is klaar gedoen, die skeiding is weg. Ek en jy moet die woord van die Here verkondig en dit is nie net die dominee se werk nie. Dit is nie net die dominee se werk om vir mense te gaan haal en hulle te gaan bearbei nie, soos wat ons mooi die woord gebruik. Die kansel is juis die plek om almal toe te rus en te sê, maar ons is saam die liggaam van Christus en ons gaan hier uit om saam vir mense te vertel. Dit is volbring, liewe gemeente, liewe gemeenskap. En kom ons leef dan so. Kom proe môre die brood en die wyn. Kom beleef die liggaam van Christus wat vir my en jou gebreek is. Kom proe die wyn, die bloed wat vir ons gevloei het. En kom ons leef soos mense wat weet dit is verby. Kom ons leef soos mense wat weet dit is volbring. Ons is dors. En God sê ek is die bron van lewende water. Ons glo, want ons ken hom.
Nie die laaste oomblikke van ons lewens aan die kruis nie, maar ons ken hom van toe ek al gebore is, voordat ek gebore is. Toe ek gedoop is in die arms van my ouers, ken ek die Here. God het my, dank die Vader, nog nooit verlaat nie. Al was ek ver van hom af, was hy altyd naby aan my.